Die Uit die Boks Rugby Podcast, slegs op Raakvat Rugby. Welkom terug hier by die Uit die Boks Rugby Podcast met CJ van der Linde, ons man wat daar uit Japan uit gearriveer het. En ek gaan nou mee praat oor Jesse Kriel. Die verrassing op die bank is nie verrassing nie, maar wat lyk my nou skielik nou 'n utility speler geword het. Jy het eintlik saam met hom gewerk, hy het vir jou gespeel daar by Canon Eagles. Maar voor ons daarby kom, CJ, welkom terug. Altyd lekker om saam met julle 'n bietjie rugby te kan gesels. Sien uit daarna. So vertel my nou hoe het jy gevoel Saterdag aand na daai slagting van Durban? Weet jy wat, die Durban Demolition Derby. Kyk, die bokke is nou vuur warm hoor. Ons harte klop warm vir die manne, hulle speel goeie rugby. So wat het jy gedink? Is dit nou die nuwe manier hoe ons gaan speel? Is Sasha nou die nuwe kroonprins of is dit net 'n bietjie van 'n gelukkige flash in the pan soos die Engelsers sê, of is dit nou waarheen ons op pad is? Is daar nou ergens 'n keerpunt gekom waar die Springbokke nou begin anders te speel het en besluit het dis nou die pad vorentoe, of is dit nou eers begin klik? Wat het voorbeeld verander? Wat's anders terug gewees in die Durban toets as wat daar op Ellis Park gebeur het? Ja, ek dink mense kan duidelik sien hulle het nou na die verloor teen Nieu-Seeland in Eden Park het daai skuif gegaan na Wellington toe en van daar af het die dinge geklik. So dit lyk my dis die pad vorentoe vir die bokke. Is dit 'n doelbewuste skuif gewees dink jy? Dink jy hulle het probeer aanhou speel op 'n sekere manier toe Eden Park nog probeer en toe sien dit werk en toe hulle besluit nou is ons klaar, nou speel ons nuwe rugby? Ek dink soos ons gesê het na daai verloor teen Australië, het ons maar weer bietjie teruggegaan na ons ou tipe spel toe, net om te probeer om 'n wedstryd te wen. En ons het teen Australië toe gewen en toe teen Nieu-Seeland het ons dalk daai Eden Park toets ook half dieselfde probeer speel, maar dit het nou nie vir ons gewerk nie en ek dink dis maar waar Rassie dalk besluit het kom ons gee die jong manne kans, ons gooi gee die bal lig. En ook die skeieregters wat ons nie die benefit gee van ons ou manier van speel nie. So ek dink ja, die switch het verseker daar gekom. Ek praat nou oor daai wedstryd in Durban. Wat het jou opgeval? Ek weet ons het 40 skoppe gedoen en 8 van daai skoppe het ons teruggekry. Dis een ding wat vir my uitgestaan het. Wat is vir jou wat was vir jou hoogtepunte van daai wedstryd? Ja, kyk, obviously Sasha se spel, hy het nog nie regtig baie vol wedstryde gespeel vir die Springbokke nie. Hy kry baie keer seer. So dis eintlik die eerste keer wat hy nou regtig 'n hele toets ontrent die hele wedstryd speel. So hy het nou sy potensiaal gesien. En ek dink hy pas baie mooi in by die nuwe manier hoe die bokke speel, die aanvallende en sy skop akkuraatheid is ook baie goed. So daar's baie dis opwindend om vooruitsigte dink ek vir die bokke met Manie Libbok wat ook goed gespeel het. So ja, hierdie nuwe mense kan sien die ouens het ingekoop in hierdie nuwe spel van ons. Okay, nou die groot ding wat altyd vir Manie uitgestaan het was daai skop aangee van hom, die kick passes. En hier kom Sasha en hy doen presies dieselfde. Is dit nou 'n ding wat hulle ingeoefen het of is dit altyd 'n tipe spel wat net uit na vore tree wat soos 'n handskoen pas in hierdie spelpatroon? Wat dink jy is dit? Ja, ek dink mense kan duidelik Tony Brown se hand en alles sien. Ek dink Rassie het hom vrye teels gegee om ons vaardighede beter te kry. En ek dink mense kan dit nou duidelik sien in die manier wat ons speel. So hulle het hard gewerk die laaste 12, 13 weke om daai vaardighede beter te kry en hulle is verseker, mense kan sien dit kom nou baie mooi deur. So en in al die spelers, dis nie net die 10 nie. Die ander manne se aangee vaardighede is ook baie beter. Geef my as ek iets vra wat ek jou reeds voorheen gevra het, maar ek kan nie lekker onthou nie. Ek's oud op hier, grys hare en alles so. Die scrums, né? Weer eens, Thomas de Toey, Wilke, ons het 'n paar goeie scrums gehad, maar dis nie dat hulle nie so goed gespeel het nie, maar die skeieregters anders geblaas. Vandag het ons 'n ding bygewoon van Tappa Henning, wat die hoof is van die URC se skeieregters. En hy het gesê hulle moet die spel vinniger maak, klink dit vir my. As jy die bal nie uitkry by jou agste man so gou as moontlik nie, of jy moet hom by jou tweede ry hou of iets soos dit. Ek kan nie lekker onthou wat hy gesê het nie. Die punt is net die scrum is nie meer wat hy was nie. En ons vaste gesette was nie wat hy was nie. Wat dink jy? Ja, seker, ek dink dit is ook een van die redes hoekom Rassie wegbeweeg het van ons meer verdedigende tipe spel, daai skop en die ouens vasdruk. Mense kan duidelik sien dat wêreld rugby die wedstryde meer opwindend wil maak en meer toeskouers verlok. So dis hoekom ek sê ek dink ons het meer wegbeweeg van ons ou tradisionele vaste fasette en stadiger tipe spel as ou nou so kan dit half kan noem. So en by die scrums ook, mense kan duidelik sien die skeieregters gee nie net strafskoppe weg
jy moet totale dominansie hê of dit moet 100% duidelik wees dat daar 'n oortreding was. So ja, mens kan duidelik daai hele Mm. prentjie sien deurkom. Alright. Dus as jy almal het oor hierdie wedstryd gepraat, vanmiddag het Rassie sy span aangekondig, onveranderd behalwe vir die bank, 'n paar name, Bongie kom uiteindelik terug. Hy Ja, was lank, ek dink vir oor familieredes, so ek dink hy het 'n goeie breek gehad en ek dink hy het dit nodig gehad as jy my vra. Hooplik is hy 'n ja, bietjie fris ja, en ek dink vars. ook. Dan Hendrik op stit. Die as hulle ou, ons noem dit nou maar Laurel Hardy, ek sien een van ons mense wat kommentaar lewer so Asterix en Obelix, RG en Quagga. En dan Grant Ja, Williams, Monty Lubbock en Jesse Kriel wat ek nou van gepraat het in die begin. Jy ken vir Jesse baie goed. Wat dink jy is die doel van Jesse daar? Is hy nou skielik 'n senter of vleuel heel agter? Is hy nou die ou wat oral moet kan speel? ja, ek dink Rassie wil hom ook seker speelkans gee in 'n verskillende environment soos die Engelsman sal sê. Ek dink Andre Esterhuizen het daai deel gecover vir die Springbokke, maar ek dink ja, soos ons maar vir Rassie sien, hy het altyd plannetjies en hy's altyd besig met die volgende ding wat hy wil implementeer. So ek dink duidelik omdat Jesse in die verlede al heel agter en hy het al vleuel gespeel Hmm. en center, so daar is verseker ook 'n plan agter dit. En soos ons deur die bank sien, hy soek veelsidige spelers, ouens wat meer as een posisie kan speel. Okay, maar die groot vraag is nou, né? Andre Esterhuizen sommer ontpop as 'n flank. Dink jy Jesse het skielik as hy nou 'n slot of 'n stit of wat gaan hy nou doen daar? Of is dit maar net Ek oorweeg het te ek speel? ek het vir Jesse daar in Japan so 'n paar keer daar by die skram sessies ook gehad. So Hmm. as hy moet sal hy op 6 kan skram. Op 6. Dis interessant, ja. Ja. Kyk, okay, daar is gebou nou. Kyk, hy's 'n spiertier, as jy nou ooit een gesien het. Ja, Genade, hy het nie nice. ons vet nie. Net so 'n interessante, hoe dink jy hy sal dit kan maak as 'n voorspeler of dink jy hy's te vinnig en dis hulle mors van resources wees? Nee, ek dink as hy nood druk sal hy daar kan uithelp, maar dit sal nie dieselfde wees as wat Andre se gewig is baie swaarder as Jesse. Ek dink Andre Hmm. weeg amper 120 kg waar Jesse hier by die 100 kg is. So hy sal kan uithelp, maar ek dink Rassie het obvious ander uitkyk met hom meer om hom dalk vleuel en heel agter ook dalk te probeer speel om hom kans op toetslak dat hy weer skerp is as hy op sy knoppie moet druk en hy moet Hmm. dalk in daai posisie speel. Nou interessant vir my, Jesse se groot rol nog altyd wys is van die kaptein van die verdediging, is ek reg? Ja, Op 13. ja. Nou is Kenny Moody daar. Dink jy dis ook 'n tipe van 'n rolverandering dat Kenny nog gaan oorneem daar of is dit maar net 'n tydelike ding? Wat dink jy tussen daai twee? Wat is die toekoms van die 13 try? Kyk, ek dink verseker die interessante deel vir ons gaan wees is as ons op die einde van die jaar toer gaan om die toestande gaan verander. Dit gaan reën. As jy Engeland in die reën en modder speel, gaan ons dieselfde tipe gameplan speel. Ek dink nie so nie. Dan gaan ons dalk weer teruggaan na die ou bekende soos ons maar altyd gespeel het. So ek dink mens kan duidelik sien daar's half twee spanne of twee denkwyses oor hoe die Bokke wil speel. So vir nou dink ek in die droë toestande en in die rugby champs sal hulle met die jong manne gaan en daai tipe spel speel, maar einde van die jaar as die weeromstandighede so is dat ons weer moet terugkeer na daai tipe spel, sal dit Jesse en Henry Pollard en daai tipe ouens weer terugkom. Vergeet hulle het in 2015 al in daai wêreldbeker gespeel in Engeland, né? Jesse, Ja, Damien Delende, André Pollard, Willie Leroux. ja, Ou man, daai hulle manne ken was hom daar. stannig. Ja, dink jy ons gaan Ja. teruggaan? Dink jy ons het nou soort van twee spelpatrone. Die nuwe ene onder Sasha, die ou soort onder Sinema Andrei wat jy gesê het wat bietjie meer konservatief gaan wees afhangende van die omstandighede. Dink jy dit is waar jy met op pad is? Ja, ek dink mense kan dit duidelik sien. Ek dink dit is verseker in ons vermoë om dit te kan doen. Ons het die spelers wat die een tipe spel kan speel en dan het ons nou duidelik gesien ons jong manne en die meer aanvallende breine het ons cover daai deel ook nou. So ja, ons is op 'n goeie plek vir die Springbok rugby. Alraai. Wil ook oor die Springbokke. Jy het bietjie vir ons URC of VRK gekyk hierdie naweek. Nou ek wil graag by jou hoor. Ek het vanoggend met Jan de Koning gepraat van Rugby Physics 5 en hy het 'n artikel geskryf. Die Stormers het vir Leinster 35-0 gewen, waar hulle die swakste verdedigingsstatistieke van die hele toernooi gehad oor die naweek. Dis interessant, Ja. en hulle het 6 skram penalties afgestaan. So 6 skram strafskoppe afgestaan. Yes. Ek klink nou so seashells at the seashore. Ja, so ons het mos gesê as jy die groot spanne aan die begin van die seisoen vang, is hulle nog nie so lekker geolie nie en dit is duidelik die prentjie wat ons by Leinster sien. Ek dink nie hulle het
genoeg voorbereiding of miskien genoeg wedstryde nie en 'n klomp ouens is nie in hulle span nie, maar hulle het nog steeds 'n groot huisvolle ervaring daar gehad. So ek is baie beïndruk met die Stormers. Ek dink hulle het regtig goed gespeel. Ek dink Brock Harris doen uitstekende werk met die skram op die Hmm. oomblik daar. Dis gewoonlik een van die Achilles heels van die Stormers. Hulle sukkel bietjie in die skrams en hulle het regtig, ek moet sê hulle het goed geskram in daai wedstryd. Hoe het hulle 6 strafskoppe afgestaan in die skrums? Wat het gebeur? Daar was 'n paar skeieregters wat snaaks was, maar hulle het baie strafskoppe vir hulle ook gekry. Hmm. So dis hoekom ek sê dit was maar een van daai, ek dink nie daai skeieregter was so lekker met die reëls daar by die skrams nie. Maar die ander kant van daai muntstuk is die Bulle wat teen met Ospreys gespeel het en natuurlik hierdie naweek ry hulle om. Bulle gaan teen die Leinster speel en die WP Stormers, amper sê ek WP gaan teen die Ospreys speel. Hoe die Bulle Yes. gevaar? Ek is nou baie nuuskierig om te hoor wat sê julle manne, julle ouens wat weet van rugby. Hoe het Johan Ackerman, hoe was sy debuut geweest dink jy? Ek dink miskien dit was 'n senuweeagtige begin. Hulle het stadig begin. Ek dink hulle was 12-0 agter op 'n punt of 12-7. Hulle het stadig begin, maar mens kan duidelik sien daai wat ons van gepraat het van hoe Akkie se span bou en hoe die ouens fight vir mekaar. Kom ons duidelik sien hoe dit deurkom. So ek dink is te verwagte die begin hoe hulle begin het. Dit is bietjie senuweeagtig. Almal is nuut, almal voel mekaar nog. Maar mens kon duidelik sien soos die wedstryd aangegaan het, het hulle baie makliker in hulle patroon ingeval en hulle het goeie rugby gespeel op die ou end. Nou wat is hulle patroon? Jy het gesê hulle het in hulle patroon ingeval. Wat is die Bulle se patroon onder Johan Ackerman? Hulle is vir my meer aanvallend as ander jare. Hulle speel amper soos die Lions van ouds toe Akkies daar was. Mens kan sien dis nie net amper soos die Springbokke gespeel het. Dis nie net daai skop en vasdruk en dis nie net 'n verdediging en 'n mindset nie. Ek dink Johan probeer ook 'n balans kry tussen die verdediging en die aanval. So mens sien baie meer aanval en baie meer exciting rugby ook. Nou wil ek jou vra, het hy daai balans reg gekry want ek dink ons het 9-3 gedruk, maar ons het 'n hele tros 3 afgestaan hè. Dis die ander kant. Is die Ja. verdediging dalk nog nie heeltemal op pyl nie? Is hulle nie heeltemal seker hoe hulle wil speel nie? Ek het met hom gepraat laasweek in die perskonferensie, vra ek oor die verdediging. Dis nie hulle is besig om te evolve. Hulle probeer 'n nuwe tipe saam met John Deet inbring. Ons ken altyd vir John. Yes. Dink jy daar is nog 'n bietjie werk in die verdediging of is dit maar 'n kwessie van soos Harry gesê het met Springbok, okay, julle kan 3-3 druk, maar dan gaan ons 6 druk. Is dit die benadering by Bulle of moet die verdediging 'n bietjie opgeknap word? Dis die een ding wat mense moet verstaan. Sodra jy jou wedstrydplan skuif na meer aanvallende rugby toe, dan kan 'n ou nie half in die ou mindset gaan van hulle gaan net 1 of 2 3 druk nie. So sodra jy daai deur oopmaak omdat daar baie meer turnovers en sulke goed is, dis hoekom daar baie meer 3 teen jou gedruk word. Mens kan nie regtig beplan of mens kan nie regtig turnover 3 stop nie, want jy val 100% aan. So al jou mindset is op, jy wil aanval. Nou staan jy die bal af. Nou is jou verdedigingslyne glad nie georganiseer nie en dan is dit eintlik baie maklik om daai 3 te druk. So dis maar soos die bokgame ook. Dis 67-30. Dit is maar die tipe tellings wat 'n ou sien as daar baie meer aanvallende rugby is. As 'n ou hier op die Japaneese liga kyk, dis elke naweek lyk die tellings so, net omdat dit baie meer na die aanvallende kant toe is. Ja, dis 'n goeie punt wat jy maak, maar die Argentinië 30 punte teen ons aangeteken. Dink jy enigiemand anders behalwe Australië na eerste wedstryd kon 30 punte teen ons aanteken nie, net wys jy. Ja. Nou het ons Ja, en 67 punte aangeteken. Daar was 'n paar sagte 3 ook. Soos ou Chesson se skoppie. Kan jy dit 'n sagte 3 noem? Is dit nie 'n breinflout is Yes. 3 dae? Yes, daai was baie snaaks. Ek dink Chesson het nou nog nie die einde gehoor van dit. Hy moet seker in die ekonomie klas vlieg Engeland toe of iets nie. Nee, verseker, Rassie sou hom laat mooi verstaan het. Gelukkig is hy 'n klein ouetjie. Alright, so die nuwelinge daar by die Bulle, Nicolaas Jansen van Rensburg, Jan Serfontein, hoe daai manne vir jou gelyk het? Pas hulle in? Is dit nog 'n bietjie van Ja, aanpassing? ek dink hulle het baie goed gedoen. Jy kan sien hulle is nog ook hulle wil nog eers gewoond raak aan hoe alles werk. Hulle is nog nie lank genoeg seker daar nie. Maar ek dink hulle was ook al voorheen by die Bulle. So dis nie heeltemal nuut vir hulle nie en ek dink hulle het Jan Serfontein het 'n goeie wedstryd gehad. Nicolaas het nie lank gespeel nie, maar hy het goed ook goed gedoen. Nou sê net vir my, hier's 'n bietjie van Tamaletjie. Kane Moody is nou ontpop as 'n amper eerste keuse nommer 13 vir die Springbokke. Maar wat gaan hy by die Bulle doen? Daar het jy vir David Kriel saam met Jan Serfontein al reeds 'n gevestigde kombinasie. David wat ook hard geklop het aan die deure van die Springbokke. Wat nou? Wat is die pad vorentoe? Ek dink
Rassie en Johan sal seker met mekaar gesels. Ek dink hulle sal hom dalk op 13 hou om hom meer speelkans ook daar te gee. Mens kan duidelik sien hy is die toekoms vir Suid-Afrikaanse rugby op 13. So maar ag, hy's ook so veelsidig. Ek dink hy kan maklik ingespan word in die ander posisies ook, maar ek dink hy sal meer 13 speel. Hmm. En spesifiek Jan Serfontein, Harry was so 'n bietjie bekommerd oor sy spoed. Hy het 'n paar goed Ja. gesê. Hoe het hy vir jou gelyk? Hy het altyd gesê as hy 'n lynbreek gemaak het, dan kyk hy uit vir iemand om die bal aan te gee wat vinniger as hy is. Ek kon dit nie sien nie want ek het nie reg gekyk nie, maar wat het jy kon jy iets Wat agterkom? ek dink nie. Ek dink nie dat dit uitgestaan nie. Hy het 'n goeie wedstryd gehad. Mens kan nie mens kan nie sien dat hy oud is nie. Dit het nie duidelik gewys in die wedstryd nie. Mens sal sien in die wedstryde wat kom, miskien is daar 'n lynbreek wat hy gaan maak en as daar nie support nie en dan moet hy moet hy maar hardloop. Hy was snel. Ja, ek hoor jy. Hoor jy nou ander wedstryde wat jy na die ander gekyk, die Sharks en die Lions miskien? Ek het nie die Sharks en die Lions wedstryd gesien nie. Ek het net daai twee gevolg, maar ek het die tellings gesien en dis maar weer daai prentjie van oor see gaan en in 'n ander land speel. Is amper dieselfde as wat Leinster wat hiernatoe kom. So ou's nog nie lekker geolie nie. Nou jy toerol sommer jou eerste wedstryde. Maar ek dink ja, die Sharks en die Lions sal verbeter soos die wedstryde aangaan. Right. Ek wil net vir oulas weer praat oor die Stormers. Die Stormers nou daar opdraf met hulle splinte nuwe treye en hulle nuwe logo. En Ja, ons het laasweek gepraat, jy het al vir hulle gespeel, maar jy skree nou vir die bulle wat jy ja, bly in Pretoria. Wat het ja. jou hart vir jou gesê, wat het jou kop vir jou gesê? Kyk, omdat ek ook self by Leinster was, ek het gedink hulle Leinster sal wen. Hulle het net daai aura om hulle dat hulle is 'n span wat goed kan toer en hulle is 'n champion span. So ek was regtig verbaas. Ek dink die Stormers het verseker iets verander in hulle voorbereiding. So ek dink hulle is op die regte pad. Daar het verseker iets verander van laas jaar af. Mens kan sien ons nuwe energie en veral die voorspelers het my ook beïndruk. Hulle het 'n bietjie van 'n rower kant op hulle as in die Hmm. verlede. So Hmm. ja, ek dink hulle is op die regte pad. En nou die bulle moet nou die naweek teen daai einste Leinster speel wat nou 'n bietjie weet seer gemaak is. Hulle het 'n paar beserings nou opgedoen, maar hulle is nou 'n bietjie hulle het 'n punt om te bewys. En die Ospreys is natuurlik 'n baie makliker span om teen te speel as Leinster en die bulle het maar noem dit maar wat dit was. Daai eerste rukkie 'n bietjie gesukkel teen die Nee, Ospreys. ja. En wat dink jy van teen Leinster? Nee, dit gaan 'n goeie toets wees. Ek dink lugdruk gaan verseker 'n rol speel. Hulle moet nou van die Kaap af opkom om in Pretoria te speel, so dit sal 'n rol speel, maar ja, dis hoekom ek sê Leinster is 'n baie goeie span. Hulle sal hulle foute regmaak van die naweek. So die Bulle gaan verseker in wees vir 'n baie tawer game as teen die Ospreys. Maar weer eens in Pretoria en met so 'n goeie begin, ek dink die Bulle sal goed doen. Ek dink dit gaan baie naby wees, maar ek dink die Bulle sal wen. So kon jy dit regkry om vir die bulle te skree. Dis wat ek jou eintlik wil vra. Jy weet. Ja, nee, ek het al Ja. die pad. Ek het hard en duidelik vir hulle geskree al die pad. Het Johan jou gehoor? Daar waar jy. Hy het my gehoor van die huis af. Alright, nee, dankie. Ek wil net so vinnig met jou 'n bietjie gesels het. Jy weet, so ek sê dit het baie gebeur die laaste tyd, maar dis al 'n bietjie bespreek en alles. Is daar enigiets wat vir jou uitgestaan het Ja. hier naweek van enige van die spanne wat jy wil graag wil oor praat? Nee, wat ek dink die Stormers was vir my soos ons maar gepraat het. Hulle was my die surprise package soos die Engelse sal sê. Hmm. Dis vir my asof hulle die laaste 2 jaar so half in dieselfde web vasgevang was. En my mens kan duidelik sien hulle het hulle huiswerk gedoen. Hulle het goed koppe bymekaar gesit, die spelers koop in en wat hulle wil doen en hulle doen baie goed. So hulle was regtig goed. So die antwoord is eintlik maar net kry 'n nuwe logo. Dan lyk dit beter. Ons het nou die dag daaroor gepraat met Griekwas en teen die Lions hoe die 6 dae bo 'n verskil kan maak. So ietsie kleins, nuwe energie. Mens maak 'n klein verandering in 'n wedstrydplan en nou ewe skielik dan klik alles. So ja, dis maar daai topvlak sport. Klein goedjies kan groot verskille maak. So baie interessant. Ek het hier met Pieter de Berg gepraat die naweek van die Griekos oor daai wedstryd van hulle. En hy het my gesê presies wat jy nou gesê daai boonste 6 dae move verskil, hoe groot belangrik dit is, hoe baie belangrik is. As hy sê as hulle daai 2 weke voor die eindstryd nie daai groot verloorslag op die hals geloop het daar teen die Lions nie, het hulle nie die eindstryd gewen Ja. nie. Want daar kon hy sien en hy kon gaan sit en plannetjies maak en hy het letterlik die Lions uitoorlê, né? Dis presies wat daar gebeur het. Ja. Ja, nee, dis hoekom ek sê ou se kop speel 'n baie groot rol in daai wedstryde. Veral as dit 'n bietjie van as jy ander spanne ophemel of jy dink hulle is so goed en dan
Dit maar effek op 'n ou as jy so dink. So as jy nou moet sê op die einde hierdie stadium van die seisoen, die URC, dis 'n baie vroeg. Wie lyk vir jou goed van daai vier Suid-Afrikaanse span? Ek weet jy nie regtig kyk na die Lions nie, maar die Lions byvoorbeeld het ek Jan het vir my sê hulle het probeer maar nog steeds dieselfde ding doen. Die Sharks het Ja, nie baie van hulle spelers nie daar nie. Hulle moes vir Jaden Hendricks op 10 speel byvoorbeeld. team speel. Ja, dit's 'n bietjie van 'n kommerwekkende begin, is dit nie? Ja, ons by die Sharks ou weet altyd hulle diepte is maar die probleem en omdat hulle so baie Springbokke het, is die diepte maar die moeilikheid. Verstaan so Hmm. hulle tweede span is nie naaste by so sterk soos al die bokke daar is nie. Maar die JRC is 'n lang reeks, so hulle sal daar wees sodra die bokke terugkom en hulle kry hulle dinge in plek sal hulle goed doen. Die leeu's is altyd, mens weet nooit wat daar gaan gebeur nie. Dis asof hulle met tye uitstekende rugby speel en dan ewe skielik dan voel dit asof daar net niks aangaan nie. So dis 'n baie op-af Hmm. patroon wat ons sien by die leeu's. So ja, mens weet nooit. Dis hulle kan 'n surprise package wees en miskien kry hulle verander hulle iets en dan wen hulle weer al Hmm. die games vorentoe. So mens weet nie. Dis 'n moeilike een daar. Dis presies wat jy nou gesê, dis 'n baie lang toernooi hierdie. Met nog die Hmm. kampioenbeker tussenin of in die uitdagbeker tussenin en wat jy nodig het om goed te doen in hierdie ding is diepte. Watter van hierdie Ja. spanne wat ons het lyk vir jou die diepte, vir my die beste in terme van diepte, wat die verste kan gaan. Ek dink die Bulle lyk maar weer eens baie goed. Hulle het Ja. basies 'n A en 'n B span wat amper ewe goed is dit nie? Ja, ek dink die Bulls se werwing was die beste by van al die spanne. Mens kan sien hulle diepte in al die posisies. So hulle sal goed doen en ek dink die Sharks, mense weet nou, maar as as die bokke anders wat daar speel, dink ek hulle kan enige span wen op enige dag. So dit is maar weer eens net gaan hulle 100% wees of gaan hulle beserings hê. Dis maar die prentjie wat ons gesien het, die tendensie die laaste ruk by die Sharks is sodra die bokke daar kom is daar 5, 6 bokke wat beseer is. So hulle kry nooit daai volle span van hulle die heeltyd op die veld nie. So dis maar die moeilikheid daar by die Sharks. Wat ek nou uitsien is kyk hierdie naweek is die toets nou in Londen, dan bly die Springbokke agter vir die Bulle byvoorbeeld. So Wilco kom in, Janie Druk Wessels kom terug, Andre Pollard gaan weer vir die Bulle speel. Ja. Volgende naweek. Ek sien nog wel uit na dit. Ek bedoel Pollard het nou lanklaas eintlik gespeel. Hy behoort nie enige Ja. beserings te hê en ek is jy praat van diepte, maar ek is bietjie bekommerd oor die Bulle se diepte op losskakel. Dat vir Kiek en Johannes daar, Johan van der Walt wat iemand sê nou gesê het, hy het kristalknie. Jy weet nooit hoe lank hy gaan hou nie. En dan die Jaco van der Walt wat daar of weet môre is ongeveer Ja. min of meer daar is. Ons weet nie regtig of hy nog die eerste deel is van die groep nie. Ek sou graag gesien wat Andre Pollard dit. Hoe dink jy gaan hy doen? Gaan hy inpas? Hy Nee, pas eintlik by die Bulle ja. styl. Ja, hy sal goed doen en ek dink ou soos Akkie sal ook die beste uit hom uitkry. Hy like 'n aanval. Hy sal aanry se aanvallende spel ook bietjie meer druk om so te speel. So hy weet die bokke wil daai rigting gaan ook, so hy sal hom ook help in daai opsig. So nee, ek dink die Bulle by verre is die span wat die hele seisoen selfs al is daar beserings kan hulle nog steeds die mas opkom. Net laastens, jy het gesê jy kan sien Johannes besig met 'n kultuurding daar. Waarop grond jy dit? Wat het jy gesien? Wat maak die span dat lyk of dit begin werk? Kyk, ek dink hulle betrek die jonger ouetjies baie meer as ek dink toe Jake daar was. Wat nie 'n slegte ding is nie. Ek dink hulle beplan vooruit, so hulle wys amper soos die bokke maar half doen. Hulle bring jong ouetjies in, maak hulle gewoond aan hoe hulle die goed wil doen. Mm. So as hulle op daai ouetjies se knoppies moet druk, is hulle manne reg. So en hy is maar baie gestel op spankultuur. So daar sal baie funksies wees. Hulle sal baie goed saam doen. Die ouens sal mekaar se geselskap geniet en hulle sal die coaches se geselskap ook geniet. So daar's nie 'n hiërargie half nie. Dis soos een groot familie. So ek dink dis een ding wat Akkies maar nog altyd by sy spanne reg kry en mens kan sien in selfs al is hulle agter in die wedstryd het hulle kringetjie gemaak. Hulle het nie paniekerig geraak nie en hulle die wedstryd gaan wen op die ou ende. Ja, ons het nou gesê die Stormers se logo verander, die Bulle het hulle afrigter verander. So Klein veranderinge. klein verandering. Dis kyk gou gaan die afrigter. Wat. Okay, maar dankie Ja. CJ, dis nou net so vinnige gesels, net so 'n bietjie van 'n opvang. Volgende week gaan ons 'n bietjie meer in diepte kyk wat nou weer gebeur het hierdie naweek teen die tweede toets. Ek verwag die 100%. Pumas gaan met 'n groot terugkomslag kom. Ek dink hulle is in hulle eer gekrenk, jy weet. Hulle wil bewys hulle is nie so sleg as wat daai telling hulle uitgemaak het nie. Maar hulle het ook Nee, 'n paar verseker. slegte beserings. Wat verwag jy van die naweek vir die Springbokke?
Die wedstryd. een ding wat my bietjie pla vir hulle is hulle 9 en 10 het albei seer gekry en dis twee warm spelers vir hulle. So, maar mens weet ook nou nie hoe die weeromstandighede in Engeland gaan wees nie. So, dit gaan baie interessant wees om te sien of die span wat Rassie gekies het, lyk weer of dit nie gaan reën nie. Dit lyk so somers weer dalk. So, maar sodra mens weet in Engeland nooit, miskien begin dit reën en dan sal dit ek dink dit sal Argentinië meer bevoordeel dan Hmm. as die weeromstandighede verander. Hoekom sê jy dit? Wat Ja. maak dit beter? Ek dink hierdie nuwe manier van speel, hoe ons speel, is vinnig vir hulle. Hulle is nog nie op baie level nie. Ek dink hulle speel half rugby soos toe ons 2019 die World Cup gewen het. Hulle is meer skop, ook meer half verdedigingsgeoriënteerd, wil jou in 'n hoek vasdruk. Hulle is nie uit en uit 100% aanvallend nie. Hulle het daai balans tussen die twee. Maar ek dink hulle verdedigingskant is bietjie sterker as hulle aanvalskant as uit die twee met mee teen mekaar. Ons het laasweek gepraat oor jy ken vir Felipe persoonlik en alles. Hoe dink jy sal hy vir die verloorslag hanteer het? Wat sou sy benadering wees om dinge om te draai? Ek moet sê een ding wat hy's nie 'n moeilike ou en hy's nie 'n ou wat skree en vloek en hy sal die verloor vat. Hy sal eerlik vir die manne sê hoe hy voel, maar hy's nie 'n ou wat top oor iets nie. Hmm. Hy sal 'n goeie review gedoen het. Hy sal sê wat is die foute, wat hulle moet regstel. En hy's 'n dokter, so hy's 'n skerp ou, verstaan. Hy sal vir die ouens die regte tools gee om die beste te kan doen die naweek. So dis hoekom ek sê hy is verseker 'n goeie afrigter en hy sal die manne reg gee verseker vir daai Twickenham toets. Net maar sê dankie vir dit. Dis baie lekker. 'n Kort geselsietjie net so vinnig op van die week. 100%. Nee, Waardeer. altyd Dankie vir die lekker. tyd.